Shabbat Shalom, dis 'n pragtige Saterdagmôre. Abba seën ons, hy vou ons toe, hy omring ons met sy beskerming, met sy liefde, sy genade en barmhartigheid. Ek groet jou vandag in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua en ek glo dit gaan goed met jou, dat jy sommer geseënd is en dat jy die vrede en die teenwoordigheid van Abba ervaar in hierdie tydperk waarin ons nou is. Nou ja, dit is Saterdagmôre, ons is hier om sy naam te vereer, en ons is hier om die woord van God vandag in jou hart in te bring, en dat dit 'n verandering sal maak, want my boodskap vandag gaan spesifiek oor oorwinning. Want jy sien, ek en jy moet oorwinning behaal in elke aspek van ons lewe. Maar dan gaan lees ek in die boek van Openbaring, is daar 7 beloftes vir die wat oorwin. 7 beloftes vir die wat oorwin. So dit gaan my aanspoor om absoluut in oorwinning te bly. En ek hoop hierdie woord gaan jou aanspoor om in oorwinning te wandel. Want wanneer ons die oorwinning behaal, kom die woord en hy gee vir ons 7 beloftes vir die wat oorwinning behaal. So eintlik is dit 'n uitgemaakte saak. Ek en jy moet oorwin. Daar's nie 'n keuse nie. Ons kan nie in 'n hoek gaan sit en huil en nou ons vingernaels afeet, ons hare uit ons kop uittrek vir die dinge wat rondom ons gebeur nie. En ons moet fokus op wie die lewende God is, op sy oorwinning en dit wat hy doen in ons lewe. En dan gaan ek en jy die oorwinning behaal. So gaan dit maklik wees? Nee, maar ek en jy het die oorwinning. Weet jy hoekom? Want Yeshua het alreeds vir ons die oorwinning behaal. Dis hoekom die woord sê, hy sê dat in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Man, dit maak my opgewonde, want as Yeshua die wêreld oorwin het, dan beteken dit daardie oorwinningskrag is inwonend in my, deur sy gees, en ek kan ook oorwinning behaal oor elke aspek van die vyand, die aanval op my lewe, van toetse en versoekings wat ek ervaar. Maar nou wil ek met jou gesels, hier uit die boek van Openbaring, die 7 beloftes vir die wat oorwin. So ek lees vir jou uit Openbaring hoofstuk 2 vers 7. So daar's 'n klomp gedeeltes in die boek van Openbaring wat ek met jou gaan praat, met jou mee gaan praat, en dan gaan ek hierdie goed hanteer en is spesifiek so dat jy oorwinning kan behaal in elke aspek van jou lewe. So die heel eerste ene is in Openbaring 2 vers 7. So merk dit in jou Bybel, jy kan saam met my dit lees, Openbaring hoofstuk 2 vers 7. Wie 'n oor het, laat hom hoor, wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van Elohim is. Wow, wat 'n belofte. Wat 'n amazing belofte. Nou hierdie belofte is vir die wat die vlees en die wêreld en die duiwel oorwin. Wat die vlees, die wêreld en die duiwel oorwin. Want onthou, alle versoekings kom na ons toe in 'n menslike aspek, want dit het te maak met die vlees. Want as sonde nie lekker was vir die vlees nie, dan sou niemand dit gedoen het nie. Daarom sê Hebreërs 11 vers 25, hy praat spesifiek van die genot van sonde. So in ander woorde, sonde is genotvol vir die vlees, maar daarom moet ek en jy oorwinning behaal oor die vlees. Ons moet oorwinning behaal oor die wêreld, die begeerlikhede van hierdie wêreld. Volgens 1 Johannes hoofstuk 2. Ons moet die begeerlikhede van die wêreld moet ons oorwin, en dan die duiwel. Want jy sien, die duiwel is die aanklaer van die broeders. Die duiwel is altyd daar om ons as mens te sif, en ons moet oorwinning behaal oor die duiwel. Kyk gou, in 1 Johannes hoofstuk 2, vers 12 tot 14, kyk wat sê die woord hier. En skryf aan julle, ek skryf aan julle, my kinders, omdat die sondes julle vergewe is, om sy naam ontwil. En ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle Vader ken. En ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. En ek het aan julle geskrywe, jong manne, omdat julle sterk is, en die woord van Elohim is in julle bly
en julle die bose oorwin het. So hier is 'n paar aspekte hier waarvan die woord praat. Hy praat hier van die kinders, hy praat hier van die jong manne en hy praat hier van die vaders. In ander woorde, dit is 3 stadiums van groei in jou lewe. Want jy's heel eerste is jy 'n kind. Jy's 'n klein kind en jy moet gevoed word met die woord van God, daardie onvervalste melk wat jy jouself mee moet voed. Dan groei jy so 'n bietjie op. Dan kom jy so 'n bietjie nader aan vaste spys. Dan word jy 'n jong man, want 'n jong man is bietjie sterker as 'n kind. In ander woorde, jy leer om oorwinning te behaal oor die vlees, jy leer om oorwinning te haal oor die wêreld en dan ook die duiwel. Want jy sien, 'n kind dink soos 'n kind. 'n Kind redeneer soos 'n kind. Sodra jy 'n jong man word, dan jy so 'n bietjie 'n ander perspektief, jy redeneer so 'n bietjie anderste, jy raak nou 'n bietjie groter, jy raak sterker, jy het die vermoë om sekere dinge te vermag, en nou praat hy ook van die vaders. En die vaders is die ouens wat nou al 'n pad gestap het met die lewende God, en dit is die stadium van groei, waar ek en jy moet wees, en selfs as 'n vader, is jy nog steeds besig om te groei. Maar dit beteken dat ek en jy oorwin, nommer 1, die vlees, ons oorwin die wêreld, en ons oorwin die duiwel. Dis belangrik. So hierdie 3 aspekte oorwin ons deur hierdie 3 dinge wat opgeteken is in 1 Johannes hoofstuk 2. So ek kan nie 'n kind bly nie, want dan gaan ek heeltyd 'n probleem hê met die vlees. Ek kan nie net 'n jong man wees nie, want dan gaan ek nie oorwinning behaal oor die duiwel nie. Ek gaan heeltyd net op die wêreld fokus en die duiwel gaan my uitoorlei. En dan moet ek kom op 'n posisie waar ek 'n vader is, waar ek die oorwinning behaal oor al 3 aspekte in my lewe. Nou sê Psalm 40 vers 7, hy sê, U het geen behaag in slagoffer of spysoffer nie. Ore het U vir my gegrawe, brandoffers en sondoffers het U nie geëis nie. Nou hierdie is 'n amazing skrif, hy sê, ore het U vir my gegrawe. So dis amazing, hy sê, ek soek nie brandoffers en slagoffers nie. Nee, ek soek nie hierdie goed nie, ek eis dit nie van jou af nie, ek gee vir jou ore. Nou wat is die funksie van die oor? Die funksie van die oor is om te luister, om te hoor, om in te neem, en dit bring my in 'n posisie van gehoorsaamheid. So, om hierdie 3 aspekte uit te voer in my lewe, moet ek absoluut gehoorsaam wees aan God se woord. So as ek oorwinning wil hê, dan moet ek begin luister. Ek moet eintlik shama, hoor, luister en doen. Ek moet dit begin uitvoer. Ek moet ore hê om gehoorsaam te wees aan alle aspekte van Vader se woord. Ek moet gehoorsaam wees. Ek moet begin wandel in sy weë. Dis hoe ek oorwinning behaal. Maar kom ons gaan na die tweede aspek toe, en dis in Openbaring 2 vers 11. Openbaring 2 vers 11 gee vir my die tweede belofte vir oorwinning. Wie 'n oor het, kan jy sien wat gebeur hier? Psalm 40 vers 7, Vader sê, wees gehoorsaam, ek het vir jou ore gegee, so wees gehoorsaam, jy moet nou luister, jy moet dit inneem, wie 'n oor het, laat hom hoor, wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Halleluja, halleluja. So wat is die tweede dood? Wat is die tweede dood? Ek dog ons sterf net een keer. Dat die woord sê, die mens is bestem om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. So wat is die tweede dood? Kom ek lees weer wat is die tweede dood. Openbaring 20 vers 12 tot 15. En ek het die dode klein en groot voor Elohim sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskrywe is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was. En die dood en die doderyk het gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur vergewerp. Dit is die tweede dood. Hier sê die woorde duidelik. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskrywe was
in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. So dis die tweede dood. So die tweede dood beteken dat jy gaan in die poel van vuur gewerp word. Dis die tweede dood. So die tweede dood beteken, dis nie die gawe van die ewige lewe nie. Ek sterwe eenmaal, en daarna die oordeel, wanneer ek by die oordeel bevind word, dat my naam is nie geskrywe in die boek van die lewe nie, dan word ek in die poel van vuur gewerp, dan sterf ek 'n tweede maal. Dan is dit die tweede dood. So met ander woorde, die tweede dood is eintlik erger as die eerste dood. So daarom moet ek en jy absoluut oorwinning behaal oor elke aspek van ons lewe. So ek kan nie nou nog sonde en ongeregtigheid in my lewe hê nie. Ek moet daaroor oorwin. Ek moet heers daaroor. Ek meen, dis tog wat gebeur het in die boek van Genesis. Hier kom Vader op die toneel en hy praat met Abel wat vir Kain doodgemaak. En hy sê vir hom, hoor hierso, ek kan sien hier's iets fout. Hy sê vir hom, maar hoor hierso, jy moet oor die sonde heers. Dit lê voor die deur, maar jy moet daaroor heers. En dit is nog steeds van toepassing vir ons, want ek en jy moet oor die sonde heers. Nou sê Romeine hoofstuk 6, hy sê, wanneer die sonde oor ons heers, dan word ons 'n slaaf van dit wat oor ons heers. So ek kan nie 'n slaaf wees van sonde nie. Ek moet in oorwinning kom oor die sonde, oor die dood, oor die hel, oor die duiwel, oor die vlees en oor die wêreld. Ek moet in alle aspekte moet ek oorwinning behaal. Want jy sien, as ek dit nie doen nie, het ek moeilikheid. As ek dit nie doen nie, dan kom ek op 'n posisie in my lewe waar ek moontlik die tweede dood gaan ervaar. So ek moet 'n besluit maak. As 'n gelowige moet ek 'n besluit maak en ek maak die besluit om te sê, weet jy wat, ek gaan oorwin. Ek gaan nie toelaat dat enige iets my oorweldig nie. Ek gaan deur die Gees van God wat groter is en sterker is as die wêreld, gaan ek oor die sonde en die ongeregtigheid heers. Ek gaan nie toelaat dat hierdie goed my aftrek in my lewe. Want jy sien, dan mis ek om te eet van die boom van die lewe. Wat beteken dit om te eet van die boom van die lewe? Dit beteken dat ek gaan dan vir ewig lewe. Dis eintlik die gawe van die ewige lewe. So as ek oorwin oor die vlees, die wêreld en die duiwel, dan beteken dit ek het die gawe van die ewige lewe. As ek dit nie doen nie, as ek nie oorwin nie, Openbaring 2 vers 11, dan beteken dit ek gaan in die tweede dood gaan ek beland. En die tweede dood is die poel van vuur. So mense, is dit moontlik dat my naam dalk nie geskrywe is in die boek van die lewe nie? Byt vas. Ek gaan nou vir julle sê wat hier gebeur. So, daar is 'n moontlikheid dat my naam in die boek van die lewe kan wees en uitgehaal word. En ek gaan dit gaan ek dit vir jou lees. Wat sê die woord? So is dit moontlik vir jou naam om in te wees en dan uit te haal? Verseker, dis wat die woord sê. So daarom moet ek versigtig wees hoe ek funksioneer. Ek moet versigtig wees, want jy sien, daar is mense wat verkondig, daar is platforms wat dit duidelik maak, o nee, as jy een keer gered is jy altyd gered. Nee. Daar is 'n werklik ware moontlikheid waar ek kan inkom in Vader se teenwoordigheid, en ek as mens maak die besluit om my rug te draai, en ek stap uit sy teenwoordigheid, en ek gaan dien die duiwel. So daar's 'n moontlikheid. So mense, dit is so belangrik dat ek en jy gehoorsaam bly. Ek meen, dis tog wat die woord sê. Hy sê in Psalm 40 vers 7, ore het u vir my gegrawe. In ander woorde, luister. Hier sê Openbaring 2 vers 11. Hy sê, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Met ander woorde, ek moet luister. Ek moet hoor wat sê die God. Ek moet hoor wanneer die Gees van God met my praat. En as ek nie luister wanneer die Gees van God met my praat nie, het ek moeilikheid. Nou bring dit my by die derde oorwinning. Die derde oorwinning, luister gou wat sê die woord Openbaring 2 vers 17. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, vir die derde keer. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keersteen, en op die steen 'n nuwe naam skrywe, wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Wow.
Dis amazing. So wat sê die woord hier? Hy praat hier van die manna. Hy praat hier van die verborge manna. So manna was die voedsel wat die volk behoue laat bly het en gevoed het vir 40 jaar. Kan jy imagine, vir 40 jaar eet jy dieselfde maaltyd. Oggend, middag, aand. Oggend, middag, aand. Kan jy imagine? Jy gaan nader aan so 'n bietjie, jy gaan dit nie meer like nie. Jy gaan sê, nee, ek is nie meer lus hiervoor. Maar vir 40 jaar eet die volk dieselfde, hulle eet manna. Maar hulle het nie moeg geword om dit te eet nie. Want weet jy wat? Ons is op ons journey en ons is besig in Abba se teenwoordigheid. En ek wil vir jou sê, ek is nou al 'n lang tyd wat ek tot bekering gekom het en ek is besig met Vader se woord en ek is nou al 'n geruime tyd in die bediening en ek wil vir jou sê, ek raak nie moeg vir die woord van God nie. Ek raak nie moeg nie, dis my voedsel, daardie manna wat my voed elke dag, en al eet ek dieselfde ding elke dag, ek word nie moeg daarvoor nie, want eintlik wanneer ek die woord oopmaak, is dit vars en nuut elke liewe dag. So ek weet sommer dat hierdie manne wat van die hemel afgekom het, was vars en nuut vir die Israeliete gewees elke dag. So dit was die voedsel gewees wat hulle gevoed het vir 40 jaar. Nou sê die woord in die boek van Psalm 78, hier van 24 tot 25, vers 24 en 25, dan praat hy hier spesifiek dat die manna is eintlik die engele se kos. So die volk het geëet wat die engele geëet het. So kan jy imagine waar die engele is in Vader se teenwoordigheid. En die volk het geëet wat die engele geëet het in Abba se teenwoordigheid. So eintlik moet ek en jy in Abba se teenwoordigheid wees. Ons moet daar dieselfde voedsel, en daardie voedsel is niks anderste as die woord van Skepper lewende God nie. So die verborge manna verwys na die verborge dinge in die woord. Nou wil ek jou vra. Nou ek het hierdie Bybel al 'n paar keer deurgelees. En ek het al skrifte gelees wat ek gedink het, maar moet ek dit gemis? Ek het dit al gelees, ek het al hierdie gedeelte gelees. Hoe het ek dit gemis? Weet jy hoekom? Want die woord van God is 'n onuitputlike bron van lewe. En daar is soveel verborgenhede in die woord van God. Soveel verborgenhede. Jy sien, ons gaan nooit hierdie woord ooit kan uitput nie. Nooit nie. Want jy sien, wanneer ek in Abba se teenwoordigheid is, dan gee hy elke dag vir my iets vars en iets nuuts. Al is ek al 20 jaar, of 30 jaar, of 40 jaar op die pad, en al is ek al 20 jaar in die bediening, elke keer as ek die woord oopmaak, dan praat Vader met my weer opnuut uit iets vars, so ek kan hom nooit oppreek nie, ek kan hierdie woord nooit opbedien nie, daar gaan altyd iets nuuts wees in Vader se woord. Weet jy hoekom? Want daar is verborge dinge in die woord van God, wat selfs ek en die mees hoogsgeleerde teoloog nie eers weet nie. Daar is so baie dinge in Vader se woord wat ons nog nie ontdek het. Nou sê die woord Spreuke 25 vers 2, en sê dit is 'n eer van Elohim om 'n saak te verberg, maar die eer van die koning om 'n saak na te speur. In ander woorde, Vader verberg dinge vir ons. Daar's verborge dinge in sy woord. So wat moet ons doen as mens? Ons moet dit gaan opsoek. Ons moet gaan kyk en ons moet gaan soek. En die oomblik wanneer ons soek, dis tog wat die woord sê, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, bid en julle sal ontvang. So wanneer ek en jy begin soek na die verborge dinge in Vader se woord, sal dit vir ons geopenbaar word. Halleluja, dit sal vir ons geopenbaar word. En nou gaan die woord verder om te sê dat ons gaan 'n wit keersteen kry. So wat beteken die wit keersteen? So die wit keersteen verteenwoordig onskuld. Dit verteenwoordig onskuld. So in 'n Griekse hofsitting was daar, wanneer daar 'n uitspraak gelewer moes word, dan word daar of 'n wit steen op die regter se tafel gesit vir onskuld, of daar word 'n swart steen op die regter se tafel gesit vir skuldig.
So wanneer die hofsitting nou plaasvind en hulle bepaal, is hierdie persoon skuldig of is hy onskuldig, dan sit hulle 'n swart klip of 'n wit klip op daardie regter se tafel, dan weet hy, okay, die uitspraak wat ek moet lewer, wat van die jury afkom, is skuldig, hier is die swart steen, of dis onskuldig, hier is die wit steen. So ons ontvang 'n wit keersteen, wat beteken dat ons is onskuldig. Hoekom is ons onskuldig? Ons is onskuldig vanweë die bloed van die lam. Sy bloed kom was ons en kom reinig ons van alle sonde. Halleluja! En nou sê Judas 1 vers 24, hy sê, aan hom wat nou magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Met ander woorde, ek en jy moet as die bruid voor Yeshua staan, sonder gebrek. En ons moet kan getuig dat ons is onskuldig vanweë die bloed van die lam. Volgende ding waarvan hy praat hier is die nuwe naam. Dis 'n nuwe naam. So hy sê hier dat ons gaan 'n nuwe naam ontvang. Nou wat is hier die nuwe naam? Dit is my en jou geestelike naam wat aan jou persoonlik behoort. Dit verklaar Vader Jahwe se roeping, sy beloftes en jou karakter, die karakter op jou lewe. Weet jy wat, jy hoef nie te wag tot by die openbaring van Yeshua, waar ons saam met hom gaan wees, vir jou om jou naam te ken. Jy hoef nie te wag tot dit nie. Daar is sekere openbarings wat Abba aan jou kom maak, in terme van jou beloftes, in terme van jou roeping, in terme van die karakter wat hy uitspreek oor jou lewe, wat jou die naam kan gee, wat aan jou behoort. Maar die nuwe naam is jou geestelike naam. Weet ek wat myne is? Nee, ek weet nie, maar ek weet die karakter wat Abba op my lewe geplaas het. Ek weet wat my roeping is, ek weet die beloftes wat hy vir my kom gee, maar ek weet nog nie wat is my geestelike naam nie. Dis okay. Wanneer die dag kom, wanneer Yeshua aan my geopenbaar gaan word, deur sy koms, dan sal ek weet, wat is my naam. Jesaja 62 vers 2 sê, en die nasies sal jou geregtigheid sien, en al die konings jou heerlikheid, en jy sal met 'n nuwe naam genoem word, wat die mond van Jahwe sal noem. Halleluja! Ek kan nie wag vir daardie dag waar Yeshua my nuwe naam gaan openbaar, waar hy my gaan noem op die naam wat hy nog al die tyd vir my in stoor gehad het, my geestelike naam, waarby hy my geroep het. Nou kom ek by die vierde oorwinning, Openbaring 2 vers 26 tot 28. Hy sê, aan hom wat oorwin, en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erdegoed word hulle verbrysel. Net soos ek ook van my Vader ontvang het. En ek sal hom die môrester gee, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Halleluja! Loof sy naam. So hierdie praat van autoriteit om te heers oor die nasies. So ons gaan soos konings en priesters saam met hom regeer. So wanneer ek en jy oorwinning behaal, nou sê die woord, dat as ons dit doen, dan gaan hy ons aanstel en ons gaan regeer as konings en priesters saam met hom. Kyk wat sê Openbaring 20 vers 6. Hy sê, salig en heilig is hy, wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Ons het dit nou net gepraat oor die eerste opstanding. Ek het vir julle gesê, wat is die tweede dood? Maar hulle sal priesters van Elohim en van Messia wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Man, ek kan nie wag vir daardie dag nie, waar hy my gaan aanstel om saam met hom te regeer as 'n koning, en ek kry 'n kroon. En daar's eintlik 5 krone wat ons as gelowiges daar kan ontvang. Dit hang af hoe jy funksioneer, so jy kan al 5 ontvang, jy kan al 2 of 3 of 4 of dalk net 1, dit maak nie saak nie, solank ek die kroon van die lewe kry. En weet jy wat, ek gaan daai kroon afhaal en ek gaan dit plaas by sy voete, maar ek kan nie wag vir daardie dag, wat ek saam met hom gaan regeer vir 1000 jaar lank nie. Weet jy hoekom? Want oor min was jy getrou, en oor veel stel ek jou aan. Loof sy naam. So ek en jy moet getrou bly tot aan die einde toe.
Kyk wat gebeur hier in Jeremia hoofstuk 1 vers 10. So Jeremia het ook hierdie autoriteit gehad. Hy het ook hierdie autoriteit gehad. Jeremia 1 vers 10. Kyk, ek stel jou vandag aan oor die nasies en oor die koninkryke om uit te ruk en om te gooi en te vernietig en te verwoes, om te bou en te plant. Wow! So ons ontvang ook daardie autoriteit. Net soos wat Jeremia. En weet jy wat, ons kan nou al begin om hierdie autoriteit uit te voer in die koninkryk van God. Ons kan nou al begin. En nou praat hy oor die morester. Ek gaan vir jou die morester gee. En dit is 'n verwysing na Yeshua. Dit is 'n verwysing na Yeshua. Openbaring 22 vers 16. Ek, Yeshua, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blinkmôre ster. Halleluja. So met ander woorde, dit is 'n verwysing na Yeshua. So wat ontvang ons? Ons ontvang Yeshua as ons verlosser en saligmaker en ons is saam met hom vir ewig en vir altyd. Numeri 24 vers 17. Hy sê ek sien hom, maar nie nou nie. Ek aanskou hom, maar nie naby nie. 'n ster kom uit voorskyn uit Jakob en 'n scepter kom uit Israel op en hy verbrysel die slape van die hoof van Moab en werk al die oorlogsigtiges omver. Van wie praat hier die woord? Dit is Yeshua. Halleluja. So hy praat van Yeshua. So Yeshua is die blinkmôre ster. En ek ontvang die môre ster. In ander woorde, Yeshua is absoluut deel van my lewe. Die 5de oorwinning in die boek van Openbaring. Openbaring 3 vers 5 tot 6. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Hier is 'n amazing gedeelte. Hy sê ons sal bekleed word met wit klere. Bekleed word met wit klere. Wat beteken dit? Dit beteken dis die regverdige dade. Dis geregtigheid en dis die reinheid in Yeshua. So dis ons as heiliges se regverdige dade. En dit beteken dat ek en jy wandel dan in geregtigheid. Dit is die reinheid van Yeshua wat in ons en oor ons is. En hier is 'n gedeelte in die boek van Sagaria wat so amazing is en dit openbaar dit wat Yeshua kom doen in ons lewe. Dit kom openbaar dit wat die vyand kom doen en dit kom openbaar dat ons as mens het sy vergifnis nodig, ons het sy vryspraak nodig en ons het die bloed van die lam in ons lewe nodig. Sagaria 3 vers 3 tot 4. En Joshua was bekleed met velklere. Kom ek praat net gou net vir 'n oomblik. So Sagaria sien 'n visie in die hemel. Vader openbaar sekere goed aan hom. So Sagaria lê op die bed en hy slaap. Sagaria het Joshua, die hoofpriester, het geen idee wat nou plaasvind nie. Hy lê op die bed, hy slaap. Hy het geen idee wat plaasvind nie. Sagaria sien wat in die hemel aangaan. So Joshua is op aarde, maar hy word geroep na die hemelse hof. So kyk wat gebeur hier, en Joshua was bekleed met velklere, en daarop, terwyl hy voor die engel staan, daarop het hy aangehef en gesê, aan die wat voor hom staan, wie het voor hom gestaan? Joshua het voor hom gestaan, toe staan die Satan aan die regterkant, en Yeshua het by hom gestaan. Hier staan dit, die engel, en dit is 'n hoofletter. So Yeshua het daar gestaan. So hier staan Joshua, die hoofpriester, die vyand, die duiwel, bring hom na die geestelike hofsitting. Hy kla hom aan om te wys, Vader, kyk hoe lyk u hoofpriester. Kyk hoe vuil is hy. Hy is besig met ongeregtigheid. Vader, is dit u hoofpriester? En hy doen dit vandag met ons ook. En wanneer ons dalk 'n foutjie begaan en ons ry dalk in die voertuig en ek raak dalk kwaad en ek het dalk 'n uitbarsting of jy's dalk kwaad vir 'n kollega en jy doen dalk dinge en daar's dalk 'n woord wat uitkom, dan kom die vyand, die duiwel, en hy staan voor die geestelike hof en hy bring jou in die gees daar en dan praat hy met Vader om te sê, Vader, maar dis mos u kind. Vader, hy is gedoop op daardie datum.
Vader, hy het U aanvaar as verlosser en zaligmaker. Hy is gewas deur die bloed van die lam. Kyk, waarmee is U kind besig? Is dit nou hoe U kinders lyk? En hy kom om ons as gelowiges aan te kla voor Vader. Dis wat hier gebeur in die boek van Sagaria, hoofstuk 3. En Josua was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die engel staan. Daarop het hy aangehef en gesê, die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom af weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou af weggeneem, en ek beklee jou met feesklere. Halleluja, loof sy heilige naam. Dit beteken dat ek het verlossing ervaar deur die bloed van die lam. Hier kom Josua ook, hy ervaar verlossing deur die lewende God, wat vir hom sê, ek het jou skuld van jou af weggeneem, en ek beklee jou met skoon klere, met feesklere, met ander woorde, hierdie wit klere, wat die regverdige dade is, van die heiliges, dis geregtigheid, en dis reinheid in Yeshua, want ek, as mens, kan nie staat maak op my geregtigheid nie, glad nie, ek kan nie staat maak op my reinheid nie, glad nie, want is ek as mens geregtig? Kyk, daar's baie kere wat ek foute maak. Daar's baie kere wat daar dinge gebeur wat ek voel, maar my bloed kook nou. Maar ek maak aanspraak op Yeshua se geregtigheid. Ek maak aanspraak op sy reinheid. En wanneer ek dit doen, dan kan ek oorwinning behaal oor die vlees. Wanneer ek dit doen, dan kan ek absoluut lewe volgens die woord van God, en ek kan die vrug van Heilige Gees uitdra. Ek kan nie aanspraak maak op my eie geregtigheid. Efesiërs 5 vers 27, sodat hy die gemeente voor hom kan stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Dis wat Abba van ons verwag. Ons moet strewe na heiligmaking. Is dit maklik? Nee. Nee, dis nie maklik nie. Maar hoe meer ons dit doen, hoe makliker word dit. So in ander woorde, ek kom in gewoonte. Dis tog wat die woord sê, dat ons met gewoonte, geestesvermoëns besit deur die gewoonte beoefen. So hoe meer ek met sy woord besig is, en hoe meer ek my voed met die verborge manna, hoe meer ek in sy teenwoordigheid is, en my gees voed, hoe sterker word my gees, en hoe swakker word my vlees. En nou sê hy hier, hy gee 'n baie interessante stelling hier in die boek van Openbaring. Hy sê, dat jou naam, gaan hy nie uit die boek van die lewe haal nie. So, wat hou my naam in die boek van die lewe? So, eerstens, is dit moontlik, dat my naam kan inwees, en uitgehaal word? Hier sê die woorde, as ek hierdie dinge doen, dan sal my naam nie uitgehaal word, uit die boek van die lewe. Ek het so rukkie terug, het ek 'n teaching gebring, oor, hoe kry ek my naam in die boek van die lewe? Dis op YouTube beskikbaar, as jy dit nog nie gesien het nie, is welkom, gaan kyk daarna, en in daardie teaching verduidelik ek dat, my naam word nie ingeskryf in die boek van die lewe, wanneer ek tot bekering kom. Inteendeel, nog voor die grondlegging van hierdie aarde, word my naam ingeteken in die boek van die lewe. So elke persoon wat in die lewe kom, met ander woorde, wanneer hy gebore word, elke persoon se naam is in die boek van die lewe. My optrede, en hoe ek funksioneer, en of ek Yeshua aanvaar, en of hom verwerp, gaan veroorsaak dat my naam either bly, of my naam word uitgehaal uit die boek van die lewe. So, hier sê die woord, dat as ek gehoorsaam is, en as ek luister na die stem van Yahweh, dan gaan hy my naam nie uithaal uit die boek van die lewe nie. So wat hou my naam in die boek van die lewe? Gehoorsaamheid hou my naam daar. Gehoorsaamheid. Openbaring 21 vers 27. En daar sal nie inkom iets wat verontreinig of gruweliks en leens doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. In ander woorde, as my naam nie in is nie, gaan ek nie kan inbeweeg in die nuwe stad Jerusalem of in die hemel nie. So Yeshua sal jou naam bely voor die Vader en die engele. Dis tog wat hy sê in Matteus 10 vers 32. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely
voor die Vader wat in die hemel is. In ander woorde, as ek my geloof geheim hou, en ek praat nie met enige iemand, en ek bely nie dat ek 'n gelowige is nie, en ek bely nie die naam van Yahweh of Yeshua nie, dan beteken dit dat Vader gaan dit ook nie doen nie. So ek kan nie 'n geheime agent wees vir die koninkryk van God nie. Nee, dit moet publiek wees dat ek dien die lewende God in gees en in waarheid. So ek kan dit nie geheim doen nie. Ek kan nie 'n geheime gelowige wees nie. Ek moet dit kan doen in die publiek om te sê, hey, ouens, hoor hierso, julle ouens in die kantoor wat so vloek. Yes, ek is 'n man van God. Ek is 'n vrou van God. Dit val nie baie lekker op die oor nie. Net so by the way, my ore is nie 'n asblik nie. So mense, ek vra julle baie mooi. Ek respekteer julle en ek vra dat julle my sal respekteer. Kom ons bring daardie Griektaal asseblief tot 'n minimaal. Hoor hierso, hier is 'n corporate setting, net so by the way. So in 'n corporate setting moet jy in elk geval ordentlike spraak hê. Jy kan nie so vloek by die werk nie. Praat ordentlik. So ons het nie nodig om ons ore uit te leen en dat ons ore 'n asblik word en ek is in die geheim, is ek 'n gelowige, dan kom ek by die huis en dan moan ek en dan raak ek kwaad vir hoe ek optree by die werk. Okay, het jy al iets gesê? Ek onthou ek het gewerk by 'n maatskappy baie jare terug en ek was nog besig gewees om te studeer en almal het geweet wie ek is. Ek het dit baie duidelik gemaak. En ek was ordentlik en ek was aangenaam en ek was 'n lieflike persoon om mee saam te werk. En die oomblik wanneer mense gevloek het, het ek hulle reggehou. Sê ouens, hoor hierso, luister gou vir my. My ore is nie 'n asblik nie. Ek wil dit nie hoor. Ek sê, kom ek vertel julle gou wie ek is. Ek is 'n man van God. En ek vra julle baie mooi. En weet jy, hulle het my so gerespekteer. Dan partykeer kom daar net 'n klein woordjie uit, dan sê hulle, Rian, sorry Rian. Dan dink ek, wow, weet jy, hulle respekteer my. Hoekom respekteer hulle my? Want dit wat ek sê, leef ek uit. Dit wat ek sê, leef ek uit. En ek respekteer hulle. Ek hanteer hulle met respek en met liefde. En wanneer daai liefde uitstraal, dan gaan ek die verlangde resultaat ervaar in my lewe. Die 6de oorwinning in die boek van Openbaring. Die 6de. Openbaring 3 vers 12. Hy sê, wie oorwin? Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van Elohim maak en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van Elohim skrywe en die naam van die stad van Elohim en die nuwe Jerusalem wat uit die hemel van Elohim neerdal en my nuwe naam. Halleluja. So, waarvan praat die woord hier? Kom ek verduidelik gou vir jou. Ek gaan dit stap vir stap vir jou verduidelik. Ek praat heel eers hier van 'n pilaar. So 'n pilaar is vir 'n verwysing na krag, na stabiliteit en wat deur God gekwalifiseer is. In ander woorde, as ek 'n pilaar is, dan beteken dit ek het die goedkeuring, ek is deur God gekwalifiseer en ek het die krag en die stabiliteit. En dis waarna Vader kyk. Ek het die krag en die stabiliteit. So wat is die werk van 'n pilaar? 'n Pilaar is om 'n gebou dalk op te hou, om stabiliteit te bring in 'n sekere konstruksie, is om stabiliteit te hou, om daai dak of die struktuur op te hou. Dit is wat 'n pilaar doen. So met ander woorde, hy gee krag. En as jy kom hier by die gemeente, dan sal jy sien, die 7 pilare aan daai kant en ons 3 pilare aan hierdie kant. En die 7 pilare verteenwoordig nou natuurlik die volmaaktheid van Jahwe. En is ook die 7 geeste van Jahwe in Jesaja 11 vers 2 en is ook die 7 feeste. Halleluja. En hierdie kant is daar 3 pilare en dit verteenwoordig nou natuurlik Vader, Seun, die Seun van God of God die Seun en dan sy Heilige Gees. Dit beteken ook covenant, want Vader is in 'n covenant met ons deur sy woord en deur die bloed van die lam. So 'n pilaar bring stabiliteit. En nou wil ek jou vat na die woord in die boek van 1 Konings, hoofstuk 7 vers 17 tot 22. Jy kan dit gaan lees by die huis, want jy sien Salomo rig 'n tempel op. Rig die tempel op van Jahwe. Hy kry die opdrag. Sy vader Dawid help hom, kry al die goed reg en Salomo rig die tempel op.
En nou is daar 2 pilare in hierdie tempel. En hierdie 2 pilare het nou natuurlik 2 name en 'n spesifieke betekenis. So die eerste pilaar se naam is Jachin. En dit beteken bevestig. Met ander woorde, as ek en jy in hom is, dan word ons deur Jahwe bevestig. Met ander woorde, hy is oor ons, hy's in ons word bevestig deur hom, en daar is niks of niemand wat ons uit die hand van Jahwe kan ruk nie. Dan die tweede pilaar se naam is Boas. En Boas beteken in hom is krag. So ek kan nie staat maak op my eie krag nie, ek kan nie staat maak op my eie stabiliteit nie, ek moet staat maak op wie die lewende God is in my lewe. Daarom sê die woord, as ek luister na die stem van Jahwe en dit doen, dan sal ek 'n man wees wat gebou word op die rots, met ander woorde die rots van Yeshua. En as ek op die rots gebou is, gaan niks my beweeg nie. Ek is stabiel in elke aspek van my lewe. So dis stabiliteit, ons word 'n pilaar. En as ons 'n pilaar is, dan beteken dit, Vader gee ons ewige toegang tot die teenwoordigheid van Jahwe, en ons sal nooit daar uitgaan nie. Ons het ewige toegang. Vanweer die feit dat ons oorwin, vanweer die feit dat ons 'n pilaar is in sy koninkryk. Psalm 92 vers 13 tot 14. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Geplant in die huis van Jahwe sal hulle groei in die voorhoewe van ons Elohim. Halleluja! Loof sy naam. Man, ek wil daar wees. Ek wil altyd in die teenwoordigheid van Vader wees. En nou sê die woord, jy sal ontvang 'n nuwe naam van Jahwe. Jy gaan 'n nuwe naam ontvang. So met ander woorde, jy ontvang die naam van Jahwe. Hoekom ontvang jy die naam van Jahwe? Dan ontvang jy ook die naam van die nuwe stad Jerusalem. Hoekom? Hoekom ontvang jy die naam van die stad Jerusalem? En hoekom ontvang jy die naam van Jahwe en ook jou nuwe naam? Hoekom? Want jy sien, die bruid neem altyd die naam aan van die bruidegom. Wanneer daar 'n bruid is en 'n bruidegom, en hulle word in die huwelik bevestig, dan die bruid neem die naam aan van die bruidegom. Dit beteken dat die bruid behoort aan die bruidegom en hulle word een en hulle is saam verenig in die koninkryk van Elohim. So dit praat van posisie en autoriteit. Kom ek gee vir julle gou 'n voorbeeld. My vrou het met my getroud. So sy's 'n Abri. So haar nooi is van daarmee heen, sy het my van aangeneem, sy's 'n Abri. So dit beteken dat sy het posisie en autoriteit. So dit beteken sy identifiseer as myne. En as daar enige iemand teen haar kom, dan het hulle met my te maak. Met my. So dis wat dit beteken om die naam van Jahwe te ontvang. Dan die naam van die nuwe stad Jerusalem en dan ook jou nuwe naam. Want dit beteken jy identifiseer as 'n ware kind van Jahwe en ook as 'n inwoner van die stad en dat jy al die voorregte het wat aan Yeshua behoort. In ander woorde, as ek die bruid is, Yeshua is die bruidegom, dan ontvang ek sy naam, so sy naam is op my, ek het ook my nuwe naam en ek het ook die naam van die stad waarin ons woon. So dit beteken ek het vrye toegang in die stad Jerusalem, want ek is 'n inwoner. Net soos wat daar baie mense is wat in 'n kompleks bly, hulle bly in 'n sekere kompleks, dan het jy so 'n stiekertjie wat jy in jou venster plak, dan kom jy by die sekuriteit, dan sien die sekuriteit, okay, jy's 'n inwoner hier, woeps, boem, hek oop, woep, dan gaan jy in. So wanneer ek die naam van die stad Jerusalem het, dan beteken dit ek is 'n inwoner en alles wat in die stad is, behoort aan my, omdat ek Yeshua se naam het en ook my nuwe naam. So al die voorregte in die hemel behoort dan aan my. Halleluja! Is dit nie amazing nie? So ek en jy het geen ander keuse as om te oorwin. Ons moet oorwin.
Nou wil ek vir die laaste ene gee, die 7de oorwinning in die boek van Openbaring 3 vers 21. So hierdie is alles beloftes. En Vader maak hierdie beloftes aan ons. En as ek en jy gehoorsaam is en dit uitvoer, dan beteken dit hierdie beloftes kom na ons kant toe. Openbaring 3 vers 21. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op die troon. Soos ek oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Loof sy naam. Jahwe wil hê dat ons saam met hom moet regeer. En saam met hom regeer, as ons saam met hom regeer, moet ons 'n absolute oorwinning behaal in ons lewe. Daar's geen ander keuse. Hy wil hê ons moet saam met hom regeer. Alright, so wat het Yeshua gedoen toe hy hier op aarde was? Hy het die evangelie van die koninkryk verkondig. Hy is tot dood toe veroordeel. Hy het gesterf op 'n folterpaal. Hy's in die graf in vir 3 dae, 3 nagte. Hy het opgestaan in oorwinning oor die hel, oor die graf, oor die dood. Hy het opgevaar na die hemel toe. Hy sit aan die regterhand van Jahwe. So hy het vir ons oorwinning behaal oor elke aspek in ons lewe, oor sonde en ongeregtigheid. So net soos wat Yeshua oorwinning behaal het, so moet ek en jy ook oorwinning behaal, want dis ons verantwoordelikheid. Yeshua het alles vir ons kom doen. Al wat ek en jy moet doen is ons met hom aanvaar as ons verlosser en saligmaker en dan in sy krag en autoriteit funksioneer. Ons moet die regte mindset hê. Ons moet gehoorsaam wees. Ons moet wandel in sy weë. Dan behaal ons oorwinning. En wanneer ons dit doen, vanweë die feit dat hy oorwin het en ons oorwin, dan beteken dit ons verstaan wat hy gedoen het en ons is deur presies dieselfde en daarom gee hy aan ons die geleentheid om saam met hom te regeer. So as ons nie oorwin nie, gaan ons nie saam met hom regeer nie. As ons nie oorwin nie, gaan ons nie saam met hom regeer nie. Kyk wat sê Openbaring 12 vers 11. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle eie lewe nie liefgehad nie. So dit beteken, dit wat Yeshua ervaar het, tot die dood toe, is wat ons ook moet ervaar. So mense, dit is baie belangrik dat ek en jy die oorwinning behaal. En hier is die laaste skrif wat ek vir jou wil gee. Die laaste skrif, en is in Romeine 8 vers 37. Hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Halleluja. So ek en jy is meer as oorwinnaars. So dit beteken, ons het geen ander keuse as om te oorwin nie. Want jy sien hierdie beloftes kom na my, dit kom na jou, en ek en jy moet elke belofte kan ervaar. So, hoekom is daar 7 beloftes? Want 7 is die volmaaktheid van Jahwe ons Elohim. En hy wil hê, ons moet in absolute volmaaktheid wees in die koninkryk van God, in die koninkryk van die hemele, wanneer die einde verby is, en ons vir ewig saam met hom gaan spandeer, wil hy hê dat ons totaal perfek sal wees in die volmaaktheid van Jahwe ons Elohim, in absolute oorwinning. Loof sy heilige naam. Ek glo dat jy hierdie woord geniet het, en voordat ek gaan, wil ek saam met jou bid. En ek wil bid dat Abba Vader sy hand oor jou sal wees, en dat jy vandag 'n ander perspektief sal hê, en dat dit jou sal laat veroorsaak om op te staan in oorwinning, en dat jy daardeur sal triomfeer, in die naam van ons Meester Yeshua. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u woord. Dankie dat ons kan staan by u woord vandag, wat ons fondasie is. U woord is 'n rots. U woord is vir ons 'n lamp vir ons voet, 'n lig vir ons pad. En ek dank u, Abba, dat ons kan intap vandag in die verborge dinge van u woord. Ons wil gevoed word, Vader, uit die verborge manna. En Vader, dit wat ons nog nie weet nie, kom openbaar dit aan ons. Vader, ek wil eintlik uitroep soos Jeremia. Roep my aan en ek sal aan julle openbaar groot en ondeurgrondelike dinge wat julle nie weet nie. En ek dank u, Abba, dat u nou met elke persoon is en dat u ons kom seën. Dat u ons kom versterk in ons gees, siel en liggaam.
Vader, ons is mense wat baie keer nog sukkel en ons struikel en ons val en daar is dinge in ons lewe wat nie reg is nie. Vader, kom help ons en kom haal hierdie goed uit ons lewe uit. Vader, ons kom gee U vrye toegang vandag in ons lewe om te kom uithaal dit wat nie van U af is nie. Vader, kom seën ons met U teenwoordigheid. Kom voed ons vandag met U woord en dat ons sal opstaan in die kragwerking van U Heilige Gees, sodat ons die oorwinning kan behaal. Vader, ek bid vir elke persoon wat vandag hier ingeskakel is. Vader, ek bid dat die wêreld geen faktor in hulle lewe sal wees nie. Dat die vlees geen faktor in hulle lewe sal wees nie. Dat die duiwel geen faktor in hulle lewe sal wees nie, maar dat die oorwinningskrag van Yeshua, ons verlosser en saligmaker, dat dit sal manifesteer in elkeen van ons se lewens. Vader, ek seën elke persoon nou, Vader, met voorspoed, Vader, met geestelike groei, Vader, met vooruitgang, Vader, dat ons as mens sal begin opstaan in die autoriteit waartoe U ons geroep het. En ek bid, Abba Vader, dat wanneer ons dit doen, dat ons die oorwinning sal behaal wat U vir ons instoor het. Vader, ek verklaar hierdie 7 beloftes oor elke persoon se lewe nou in die naam van ons Meester Yeshua. En Vader, my hartsbegeerte is dat elke persoon wat na hierdie uitsending kyk, dat hulle die gawe van die ewige lewe sal beerwe en dat ons saam in die koninkryk van die hemele sal wees om U naam te vereer en te verheerlik. Dat ons sal jubel en juig in U teenwoordigheid. Vader, dis my gebed vandag. En mag U verheerlik word daardeur. In die wonderbare naam van ons Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, halleluja. Baie dankie dat jy ingeskakel was. Mag jy geseënd wees op hierdie Shabbat. Geniet dit, rus lekker, ervaar Abba se teenwoordigheid. En van my kant af, Rian Abri, wil ek net sê, dankie dat jy ingeskakel is. Dankie dat jy deel is van hierdie bediening. En ons eer Abba Vader, dat hy hierdie bediening gebruik om ook jou lewe te bereik. So baie dankie daarvoor. Nou ja, van my kant af, Rian Abri, wees geseënd. Tot volgende keer. Shalom.